Yes. Geliefdes, U is so groot in die naam van die Here. Ek groet al ons leiers hier teenwoordig in die wonderlike naam van die Here. Elkeen volgens die amp is so groot in die naam van die Here. My herkenning aan die apostelmoeder, ons Juffrou Olifant, ons pastor Skilpad, is so groot in die wonderlike naam van die Here. Aan die bedroefde familie, ons medelee, aan die kerk, ons medelee, en almal wat te pad met pastoor geloop het, mag die Here u versterk en vertroos. Die breë gemeenskap van Griekpastad, almal wat van buiten die dorp gekom het om hierdie familie te kom ondersteun in hierdie moeilike tyd. U is groot in die wonderlike naam van die Here. Geliefdes, die skrif wat die Here op my hart gelê het om u mee te bemoedig en om laste eer te gee aan ons ontslape pastoor, is opgeteken in Job 1 vers 20 en 21, en dit lees as volg: Toe staan Job op en skeer sy mantel, en hy het sy hoof geskeer en aanbidding op die grond geval en gesê: Nak het ek uit my moeders skoot gekom, en nak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem. Die naam van die Here sy geloof, en mag die Here sy voorgeleesde woord seën. Geliefdes, hier kry Job 'n nagmerrie oomblik waar hy alles op een dag verloor. Ek praat van alles. Die man se vee alleen, die Bybel praat van duisende, nie honderde. Duisende vee verloor die man een dag. Die man het 10 kinders gehad, 7 seuns en 3 dogters, verloor hy op een dag. Dit is 'n verskriklike ding, geliefdes. Die man kry die boodskap. Hy skeer sy klere, hy skeer sy hoof. Natuurlik teken van rou. Die man is platgeslaan. Maar hy val in aanbidding. En die eerste woorde wat die man praat, maak vir my sin. Die man is asof hy die Here defend. Die Here het gegee, die Here het geneem. Nak het ek uit my moeders skoot gekom, en nak onmiddellik. Maar geliefdes, laat my toe om u 'n agtergrond te gee van Job, sodat u hierdie skrif kan verstaan. Geliefdes, die is 'n ryk man, sê die Bybel, baie ryk. In die tyd waar hy geleef het, regtig Job was geseënd. En die eerste keer, of die eerste ding waar ek my hoed vir Job afhaal, dis met mense wat die Here kan dien, as dit baie goed gaan met hulle. Geld, rykdom, maak verkoel mense, jy verkoel jou gebed. Veral as jy 'n besige program het, soos Job, by die man moet 'n besigheid ran. Vra maar die mense wat boerdery het, is harde werk. Stel jou voor, hoe was Job se program? Maar deur dit alles, was God nog altyd prioriteit. Die man het gereeld voor God geoffer vir sy kinders. Sy kinders se sonde
sondes te vergewe. Die man het dageliks en weekliks sy kinders voor God geheilig. Die man was baie na aan die Here. En hierdie tragiese ding gebeur. Maar geliefdes, om hierdie woord in konteks te verstaan, moet ons vir Job sien soos wat hy was. Die Bybelgeskiedenis sê nie Job was 'n Jood of Job was 'n Israeliet. Ons moet verstaan in watter tyd het Job gelewe. Die boek van Job is een van die oudste boeke in die Bybel. Die Bybelgeskiedenis sê die boek van Job, hulle sê Job het gelewe in die tyd van Abraham. Job kom nie uit hy sê 'n Israeliet of kom uit die geslag van Juda of Benjamin, niks. Job kom uit die tyd van die stamvaders. Dis hoe oud Job terug is. Wat beteken Job het gelewe in die tyd waar daar nog nie die Torah was. Die boeke wat ons ken van die Ou Testament, daar was nog nie 'n Moses nie, daar was nog nie 'n Joshua nie, daar was nog nie 10 gebooie nie, daar was nog nie 'n volk wat uit Israel of wat uit Egypte uitgelei. Job ken nie goed nie. Die is 'n man wat groot geword het in 'n tyd waar daar nie formele skool was nie. So Job se kennis was redelik beperk. In die tyd wat Job gelewe het hy geweet, as jy reg lewe voor die aangesig van God, dan gaan hy jou seën en uitermate. En almal in die era het dit so verstaan. Dis hoekom Job se vriende hom bevraagteken het en gevra, jy moes iets verkeerd gedoen het. Want hierdie vloek wat oor jou kom, sê jy moes iets gedoen het. Kyk die boeke van Job en lees hom heel deur. Nergens in Job se mond kom daar die woord Satan nie. Nergens in sy vriende se mond kom die woord Satan nie. Bybel kom in niemand se mond uit en die skrywer ja, maar nie Job nie. As die Bybel sê Satan het met God geonderhandel, Job dra nie kennis daarvan nie. Sy vriende dra nie kennis nie. In Job se kop bestaan daar nie iemand soos die duiwel nie. Job verstaan nie die konsep. Hy moet die duiwel skuld gee. Hy weet net, God het maar God gee en God vat. Die ding wat met my gebeur, God het gevat. En my beperkte kennisse, dit maak nie sin nie. Want ek dien aan die Here. Met alles wat in my is. En hierdie bedrywe maak nie sin. En Job se kopie. En Job vra 'n klomp vrae. Hy soek antwoorde by die Here. En die Here antwoord. Gelukkig dat ek terugkom na pastoor toe. Pastoor se skoolloopbaan was redelik beperk.
Pastoor se teologiese kennis was redelik beperk. Gelukkig as ek met pastoor praat in sy siekte, dan het hy vrae vir my gevra wat ek nie kon antwoord nie. Want jy sien dis 'n man wat nie verstaan wat is besig om met hom te gebeur nie. Dis een ding op die ander ding. Gelukkig ek het al vir pastoor gesien by dode. Maar by die dood van sy vrou was daar 'n pyn in sy oë. En geen iets wat ek sê kon hom vertroos nie. Daar was 'n leemte. Daar was 'n verlange. Hy's in die kerk, dan lyk pastoor aanwesig. Hy lyk hy dink diep en as so hartseer op sy gesig. Die was 'n man wat vir my gevra het, pastoor, bid dat die Here my wegvat. Hoekom lewe ek nog? Ek kan my voete nie gebruik nie. Ek kan die Here nie dien nie. En die Here vat my vrou weg. Maar deur dit alles het pastoor nog steeds soos Job met dit wat hy nie verstaan wat rondom hom gebeur nie, het hy nog steeds voor God geval in aanbidding, in erkenning dat Here ek het pyn, maar U is my God. Ek sal jou verruil vir niks. Ek sal jou verruil vir niemand nie. U is die liefling van my siel. Wat sal my skei van die liefde van Jesus? Gelukkig ons lewe in 'n tyd wat hierdie tipe boodskappe maak nie sin nie. Mense wil dit nie hoor nie. Want ons lewe in 'n tyd wat dit net gepreek word, God genees, God verlos, die Here raak aan, roep my aan in die uur van benoudheid. Ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Soek en jy sal vind. Klap en vir jou sal oopgemaak word. Maar al die boodskappe was nie van toepassing op 'n man wie se geloof gegrond was in God. Gekyk na God soos Job. Here, Here my God, waarom het U my verlaat? Iemand wat nie verstaan wat met hom gebeur nie. Maar God bly sy God. Verruiling vir geen poordokter nie. Verruiling vir geen afgod nie. Sy God bly. Gelukkig laat my toe om die waarde uit te lig van die man van God. Wie in ons midde lê en vir wie ons te ruste lê. Gelukkig as ons vir God vra, of die duiwel, God gee die duiwel opdrag en sê, deurkruis die aarde en gaan soek vir my predikers.
profete duisende sal staan. Deursoek die aarde en soek hulle wat in talle praat, duisende sal staan. Deursoek die aarde, hulle wat sang wat die voel met die mens, verbind my siel met God, duisende sal staan. Maar deursoek die aarde, en soek vir my iemand wat alles loop skeef, die van alles van hom weg, en sy leiding as daar geen hande klap nie, en sy leiding as daar eensaamheid. God gee hom 'n roeping van job, waar God aan hom moet toon, hoeveel hy vir sy naam moet lei. 'n roeping wat nie een van ons kan sien nie, voorbid of vra nie, maar God vertrou hom. Verstaan nie, waar God afwesig is, en dis net pyn, trane, alles slegte dinge kom oor hom, eensaam alleen, maar 'n man van God, wat geanker is in God se belofte. Geliefdes, ons is nie waardig om in sy skaduwee te staan nie. 'n man van God, wie ek my hoop voorafhang. Besonderse roeping, 'n roeping van leiding. Dis maklik om Elias se mantel te vang, want jy kan nie sien my oopkloof. Dis maklik om Moses se staf te vat, maar wees bereid om die roepingsleiding van Job, prosperity gepreek word, 'n eensaidige, eendimensionele godsdienst, maar in 'n tyd soos hierdie is dank van wyk afgevaardig om getrou in God te bly in sy leiding. Geliefdes, een ding wat ek weet, die kompleksiteit van die lewe, die kleur van die lewe, kan ek nie saamvat in 'n prediking. Daar is bo-natuurlike guns wat geen skool en graad jou gee nie. Daar is diepte en guns van God op jou lewe wat bo-natuurlik is, wat 'n spesiale Christen vat om het raak te sien. Hier was 'n man met die naam van Dirk, van Wyk, man van woorde, geen kragtige boodskap, geen wonderwerke wat ons kan voorgetuig nie, maar 'n man
staan. Ongeacht die omstandighede. As ons vandag 'n uitnodiging maak by hierdie begrafnis, kom ek vandag na die Here toe sê, Here, help my. Ek begeer nie pastoor Dirk se pyn en lyding nie, want ek is te swak daarvoor. Maar help my dat ek U onvoorwaardelik dien. Geliefdes, ek is klaar met hierdie boodskap. Aan die kinders, alle sterkte. My wens is dat U hierdie legacy sal voortsit. Mense wat geanker is in die Here. My pa sê die Here red nie sissies nie. En hier was 'n man van God, wat God onder alle seisoene van die lewe geliefdes, baie van ons, en dit is die 99% ongelukkig, en ek val op daarin, en ek is werd om pastoor Van Wyk se skoenveters vas te maak. En ek weet nie sal ek staan met al die goed wat oor hom gekom het. 99% van ons die Here vir dit wat hy ons kan gee. Kan ons opdien. As jy oortuig is, God het dit teruggevat. Kan ons weet nie wat beteken om God te aanbid. Aanbid is nie praise and worship. Kuraba babanda. Dis deel van dit. Maar ware aanbidders is mense met 'n onvrugbare diep liefde. Onwankelbare liefde vir God. Alleen dat God haat hom. Hy kan nie sy liefde wat hy vir sy God het breek nie. Jesus het hy self de liefde gehad. En die tuin van Getsemane val hy en aanbid. Daniel het hy self de liefde gehad. Tot die leeuws uitgehonger word, sit hy by 'n oop venster. Mense storm sy huis aan om hom te vang. En dan kry hom in aanbidding. Mense wat God om genade smeek en hom bedank in pynoomblikke al verstaan nie. Mag die Here ons help dat ons ware aanbidders word en die waarde van hierdie Godsman besef. En geliefdes, u wat vandag voor die Here wil staan en sê, Here, ek kom nie om iets te vra nie.
Vandag kom ek om myself aan U onvoorwaardelik oor te gee. Of ek kry, of ek kry nie. Of ek slag en of ek dryf. Alhoewel die vyand op nie poort nie, dat ek nog steeds sal sê, nogtans. Die Here het geneem. Geloof sy die naam van die Almagtige. Geliefdes, hier by ons sorteer onder hierdie boodskap. U kan op die voete staan en ons bid. Dat die Here u sal vestig en verstewig. Dat u die Here ons